'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Come on, yes. Praise the Lord, oh my soul. Yeah. Praise the Lord, oh my soul. I won't, 'cause I won't keep quiet. My God is alive. How could I keep it
is your faithfulness. When I get your love on my mind, I get grateful all over again. My soul sings, great is your faithfulness. You're able to do it. I know you can. 'Cause God, you are faithful to move
move again. This mountain, it seems big, but I know you're with me. So Jesus, I'm grateful to the very end. I can hear your voice singing over me. I'm free indeed. I can feel your power washing over me. I'm free indeed. You are my Savior, so I won't fear, 'cause I know you've got this. Your power's here. Oh, you are my breakthrough. Yes, you are. You're making all things new. So I praise you forever. To you I sing. I can hear your voice singing over me. I'm free indeed. I can feel your power washing over me. I'm free indeed. Yeah, yeah. I can hear your voice singing over me. I'm free indeed. Yes, I am. I can feel your power washing over me. I'm free indeed. 'Cause God, you're on the ground. You are in control. You're reigning over all. He is powerful, so powerful. Come on, I lift His name, and I give Him praise. For He'll make a way. He is powerful, so powerful. I can hear your voice singing over me. I'm free indeed. Yes, I am. I can feel your power washing over me. I'm free indeed. We worship your name, Jesus. Oh, glory unto you, Jesus.
Jesus. We praise your name. Praise your name. We praise your name, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise the Lamb of God who sits upon the throne. We praise the Lamb of God. 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 Oh, we praise the Lamb of God. 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 We praise
van die lam op die troon. Halleluja, ons bring lofsange vir die lam op die troon. Here, ons buig in ons hart en ons gees voor die lam op die troon. Ons dans en ons juig en ons jubel voor die lam op die troon. Halleluja. Halleluja. You are worthy of it all, God. You are worthy of it all. Here, U is waardig om elke lofsang te ontvang. Om alles te kry, Here, wat ons vir U kan bring. U kom hier. We praise You. We praise the Lamb. We praise You. Hallelujah. 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 Here God, wil in hierdie atmosfeer wil ek net voor U buig. Want U is so groot. Here, ek staan beskaamd voor U, want U is soveel meer as wat ek in my gedagtes ooit kan dink. En al kom my halleluja's krom en skeef uit, Here, wil ek vandag vir U sê, dit kom uit 'n opregte hart na U toe. Halleluja. Ek het U lief, o Heer. U is my koning, U is my God. Halleluja. Halleluja. Hallelujah to the Lamb. Al die eer aan U. Amen en amen. Halleluja. Prys die Here, U kan die sitplekke neem. Wow. As 'n ou lied wat Jimmy Swaggart gesing het. Hallelujah, praise the Lamb. My heart sings this praise again. Hallelujah, praise the Lamb. En op die snit van hom wat ek het op my rekenaar, sing hy vir meer as 8 minute lank net hierdie woorde. Hallelujah, praise the Lamb. Hallelujah, praise the Lamb. My heart sings His praise again. Hallelujah, praise the Lamb. Vir 8 minute lank. En daai 8 minute voel te kort. Ek sit hom gewoonlik op 'n replay, dat hy hom net oor en oor speel. Want dis ons God. Hoe heerlik om hom te kan aanbid. Ek het my klokkie onthou. Ja, dis Romeinstyd. Ek lag net ou. Ek het mos laas gepraat van daai lekker roomys met die double caramel dip en die double flakes in. Ou Pieter sê nee, hy wou gaan kyk, hy sê maar joh, daai ding is duur hoor. Hy's duur, maar hy's lekker. Hy's lekker. So hierdie klokkie se lei. Sê vir my daar's 'n roomys op pad. Nee, hy moenie toe wees nie. Nee hoor. O nee, ek gaan altyd na die een in Elgin toe. Ja, nee, jy het my nou ligte hartaanval gegee, my suster. Hallelujah, praise the Lamb. Die Rodos is nog oop. Okay, nee, ek gaan altyd na die een in Elgin toe. Hulle ken my daar so al baie goed. En hulle weet al as ek daar so stop, dan wys net vir my so, dan weet sy daar kom 'n roomysie uit. Okay. Ek het verlede week gepraat oor lei die klok. Ou sis, as jy vir my na die volgende slide toe kan gaan. En ons het gepraat oor 6 klokke in jou lewe wat jy kan lei. Eerste klok is daai roomysklokkie wat praat oor jou identiteit, oor wie jy in Christus is. Die tweede klokkie is daai ene van die boksgeveg. Wanneer jy weet selfs wanneer jy in die geveg is God teenwoordig, is hy by jou. Die derde klokkie was jou klokkie van waarde.
die klokkie van waarde wat vir jou sê dat die Here jy's waardevol vir hom, soos 'n huweliksaanbod wat hy vir jou maak, jy's waardevol vir hom. Daar is 'n klokkie gewees van uithou vermoë. Hieronder het ons die ouens wat so 'n bietjie hardloop, daai klok wat lui, wat vir jou sê, luister, jy het nog net een ronde oor, hou net vas. Daar is 'n klokkie gewees van geleentheid by die skool, wat daai klokkie lui, dan, is 'n kans dat ek met my maatjies kan gaan speel. Party van die juffrouens het gesê, is 'n kans dat ek net 'n bietjie vrede kan kry as daai klokkie lui. En dan was daar die klok van jou getuienis, wanneer die town caller, die town crier op die plein gestaan het en die klok gelei het. Maar wat vir my belangrik is mense, hierdie is klokke wat baie mense in jou lewe vir jou lei, of wat jy verplig is om te lei, omdat die mense vir jou iets gesê het. Wanneer iemand vir jou sê hoe sleg en swak jy is, dan lei jy die klok van jou waarde om te sê wie my identiteit in Christus is. Hierdie is elke keer as dit klokke wat gelei word om jou te herinner aan iets. Maar vir my die belangrikste is, hierdie klokke, die wêreldse klokke word deur mense beheer. Mense vat dit. Mense kom en vat partykeer jou klok by jou. Ek het maandag aand toe praat ek by die CAD oor die klokke. Ek het eintlik oor vandag se boodskap gepraat. En ek het hierdie klokkie wat lui en daar's hierdie een seentjie, hy so semi-autisties, half gebreklik ook. En heeltyd sien ek hou hierdie klok van my dop. Man, hy het net 'n kans gewag toe ek hy klok neersit. Toe hy klok neersit, toe kom hy, toe vat hy klok by my. Die res van die preek deur, lui daai klok die hele tyd. Maar dit is klok wat mense by jou kan kom vat. Dis 'n klok wat mense kan doodmaak, kan stil maak. Ek wil vandag praat oor die klok in my lewe. Ek hoef hom nie te lei nie. Hy lei heeltyd in my lewe. Julle moet weet, ek is daai tipe persoon, ek word so 10 minute voor my wekker lui, word ek wakker. Selfs as dit vakansietyd is, selfs as die wekker nie gestel is nie, word ek daai tyd van die oggend wakker, want my liggaam is so ingestel. En dit verg verskriklik baie van my, om my selfoon se alarmpie af te sit. Nou gaan ek in 'n vakansietyd in en ek het vanoggend 'n punt daarvan gemaak om seker te maak dat môreoggend se klokkie nie gaan lui nie. Hy's afgesit. Maar ek ken myself, ek weet al, ek is al so geïndoktrineer deur die lewe dat ek wag vir daai klokkie om te lui. Jy wag vir daai verkeerde ding om te gebeur. Jy wag vir daai negatiewe ding om te tref. Jy wag vir daai woord van jou baas wat dalk vir jou gaan ontstel. Jy wag. Jy stap werk toe met die wete van ek het nie vandag lus vir hierdie werk want ek weet wat se goed gaan vandag gebeur. Ek weet hoeveel keer ek alweer moet probeer om 'n klok te lui. Sê asseblief vir my, dis nie net ek wat so voel nie. Jy's bang vir jou man om huis toe te kom want jy weet wat gaan gebeur. As 'n kind stout was, is jy bang om huis toe te gaan want jy weet wat gaan gebeur. Dit gaan alles oor 'n klok wat iemand in jou lewe lei. Vandag wil ek met jou praat oor die klok in jou lewe. Genesis 1 vers 1 tot 3. Dis 'n stuk wat ons so goed ken. Maar dit is die stuk waar die klok vir my saamgevat word. Die klok van Vader, Seun en Heilige Gees. In die begin het God die hemel en die aarde geskape, Vader. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor hierdie waters gesweef. En toe het God gesê, hy het 'n woord gespreek. Johannes 1 vers 14 vir ons. Jesus is die woord, in die begin was die woord. So toe het God hierdie woord gespreek, laat daar lig wees en daar was lig en met dit is daar 'n klok in elke mens se lewe geskep. 'n Klok wat bestaan uit Vader, Seun en Heilige Gees. En vandag wil ek vir jou baie, baie duidelik sê, as al drie daardie nie teenwoordig was, as al drie van God se drie eenheid nie teenwoordig was die dag met die skepping nie, het ons nie 'n lewe gehad soos nou nie. Hulle kan nie afsonderlik van mekaar werk nie. Hulle is saam. Hulle werk saam. Dit is een God. Net so kan ek nie hierdie klepeltjie binne vashou en my klokkie skud en dink hy gaan lui nie.
Ek kan nie hierdie handvatsel stilhou en die klokkie gaan lui nie. Ek het hierdie handvatsel nodig om beweging te maak. Ek kan nie hierdie bel so vashou en dink ek gaan 'n klokklank uitkry. Nou hoor julle, hy maak nie 'n klokklank nie, hy maak 'n dowwe geluid. Ek het al 3 nodig in my lewe om hierdie klok se klank te maak. Jy kan nie in 'n verhouding stap met God, maar jy het nie 'n verhouding met sy Gees nie. Jy het nie 'n verhouding met sy Seun nie. Jy kan nie so lief wees vir Jesus Christus, die Seun, dat jy vergeet van die werkende krag van die Heilige Gees en jy vergeet van God jou Almagtige nie. En ons loop en dink, en miskien is ek die enigste, en miskien preek ek vandag net vir myself. Maar ek kom agter dat ek baie keer so fokus op die Seun, Jesus Christus en sy werk wat hy vir my gedoen het, dat ek agterkom dat ek vir 3-4 dae lank heeltyd met Jesus gepraat het. En nie met God die Vader nie. En trust me, as ek met Jesus praat, praat ek ook met God. Maar ons kies dit wat vir ons lekker is, dit wat vir ons gemaklik is. Ek wil vandag vir jou sê, God wil 'n verhouding met jou hê, maar hy wil 'n verhouding met jou hê in sy volheid. In sy volheid. Iemand vra in die week op Radio Impact, hoekom is jy 'n Christen? Nou dink gou 'n bietjie by jouself. Hoekom is jy 'n Christen? Mense het ingebel en ek was geskok oor party van die antwoorde. Dink net so rukkie, hoekom is jy 'n Christen? Antwoorde wat ingekom het is, ek het in 'n Christenhuis groot geword. Dis wat ek ken. My ma het my as Christen groot gemaak. Ek was in 'n Christenskool, ek was nie blootgestel aan ander godsdienste nie. Dis wat ek geken het. Een antwoord wat gekom het, 'n ou het gebel en hy het gesê, hy het gekyk na al die ander verskillende godsdienste en hierdie een het vir hom die maklikste gelyk. Toe word hy 'n Christen. En ek ry in die kar en ek sê vir myself, Elma, hoekom is jy 'n Christen? Ja, ek het in my ma se Christenhuis groot geword. Ons het letterlik onder die banke in die kerk groot geword. Kyk, my ma was feitelik permanent in die kerk gewees, so. Maar hoekom is ek 'n Christen? Want ek het 'n persoonlike ontmoeting gehad met die drie-enige God. Ek het in 'n persoonlike verhouding met hom ingegaan. Ek is nie 'n geesvolger nie. Ek is nie net 'n vadervolger nie. Ek is nie net 'n Jesusvolger nie. Ek is 'n seun en 'n dogter van die Allerhoogste God, want ek is in 'n persoonlike verhouding met hom. En wat vir my hartseer was, is vir die 15 minute wat ek daai program geluister het, het niemand daardie oproep gemaak, het daai antwoord gegee nie. Niemand. En dis die realiteit. Ons kies die stukkie van God wat ek nodig het vir hierdie oomblik. Hoor wat ek sê. En soos ek sê, miskien preek ek net vir myself. Jy kies die stukkie van God wat jy nodig het nou. O, Gees van God, gee my wysheid, dat ek die regte woorde sal spreek. Abba Vader, beskerm ons net op hierdie pad. Here, vir Jesus Christus, vergewe my sonde. Maar as ek hierdie klok het, dan hoef ek nie te worry nie. Hy lei hom heeltyd. Ek luister nou die dag na 'n boodskap van Jacques Loots. En iets wat hy daar gesê het my so hard getref. Die feit dat, once you're a son of God, when you sin, when you falter, it doesn't mean you're no longer a son of Him. You are still a son. Jy's nog steeds 'n kind van God. Jy het nog steeds die volle klok in jou lewe. So ek voel so sterk oor hierdie woord, dat ek selfs my preekbeurt met pastoor Johan uitgeruil het, om te sê, Here, laat ek hierdie woord bring. Jou verhouding met hierdie hele klok. Want die groot ding is,
hierdie klok, as ek in 'n verhouding met hierdie klok staan, hoef ek hom nie te lei nie. God lei hom deur my. En my vraag is, as mense na jou kyk, as hulle met jou deel, hoor hulle, of hoor hulle, of hoor hulle, of hoor hulle, dit is wat mense moet hoor. Hoe doen ek dit? Kom ons kyk na die klok. Hierdie bel is die eerste ene vir my. Hierdie bel, ek weet nie wat anders om dit te noem nie. Die bel. Hierdie ding van die bel is vir my die versinne beelding van God die Vader. Ek het al baie gedink aan hoe beeld mense die drie eenheid uit. Weet, jy ken die storie van die eier, die dop en die eiergeel, maar dan dink ek, maar as ek daai eier uitgegooi het, is dit nog steeds 'n eier. As ek die dop afgebreek het, is dit nog steeds 'n eier. So dit is nie vir my, so het ek nou al klomp verskillende verduidelikings. Hierdie verduideliking is vir my uitstekend. Want die oomblik wanneer ek die handvatsel wegvat, is dit nie meer 'n klok nie. Dan is dit net 'n dome met 'n bel in. Want ek kan nie aan hom vat en hom probeer lei nie, want ek gaan nie die regte klok kry nie. Ek het daardie handvatsel meganisme of 'n ding nodig. As ek die dome wegvat, dan het ek net 'n stringetjie, balletjie en 'n handvatsel. Ek kan niks van hierdie wegvat nie. Hierdie maak 'n klok. So hierdie is my God. En die eerste een is God die Vader, die een wat regtig waar nodig is vir alles. Ek het nog nêrens in my lewe 'n klok gesien, behalwe nou hierdie elektroniese goeders wat hy ander klank maak. Ek praat nou nie van dit nie, maar ek het nog nie 'n klok gesien wat nie 'n ding het waaraan daar geslaan moet word nie. En meeste van die tyd is dit 'n groot ding. Want dit kan alles omvat. Dit is my God, Psalm 91 vers 4. Hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Dit is die klok. God, in die oomblik wanneer ek 'n verhouding met die drie-enige God, dan kan ek maar weet, ek het 'n skild oor my. Ek het 'n bel wat oor my hang. Hier's 'n dome wat oor my is en ek sit veilig onder sy vlerke. Maar dit is meer as dit. Hy is 'n Vader verby. Hy is die Vader in my lewe. Jesaja 64 vers 8 sê, U is ons Vader, Here, ons is klei, U het ons gevorm, ons is almal die werk van U hande. Hy is my Pa. Hy is my Abba. 1 Johannes 3 vers 1, kyk wat 'n groot liefde die Vader het aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. Hy is my Vader. Daai hele bel sê vir my, as mense na my kyk, moet hulle nie my sien nie, hulle sien wie my Pa is. En ons familie sê hulle altyd, veral nou deesdae, sê hulle altyd vir my, "Joh, Elma, jy lyk maar net soos ma." Ten minste weet ek gaan 'n mooi ou vrou wees. Want my ma was 'n mooi ou vrou. So, daar's hoop vir my. Die skoonheid gaan nog kom. Maar hulle kyk na my en hulle sien wie is my ouers. As ons kinders bymekaar staan, die 5 van ons, dan kan jy duidelik my ma en my pa sien en jy kan sien, almal van ons is related. Hy is my Vader. Wanneer mense na my kyk, sien hulle sy bel oor my. Sien hulle God my Vader? Of wonder hulle, wie se pa is jou pa? Waar op aarde kom jy vandaan? Wie het jou uitgespoeg? God is my Vader. Hy wil 'n verhouding met jou hê waar jy weet, hy is jou Vader. Ek was bevoorreg, ons het 'n wonderlike pa gehad, aardse pa. Ek verstaan nie wat dit is om nie 'n verhouding met jou pa te hê nie. Maar ek weet hier's baie mense wat nie 'n verhouding met hulle aardse pa het nie. Wat nie eens met hom kon kommunikeer nie. Wat nie weet
hoe om met hom te praat nie, want hy is vir hulle niks. Ek sê nou vir jou, hy hoef nie vir jou te wees nie. Wanneer jy in 'n verhouding in hierdie klok staan, is God jou Vader. En hy is glad nie soos 'n aardse mens nie. Maar buiten dat hy jou Vader is, alles wat onder hierdie klok is beskermd. Hierdie klok kan nat reën, die ding daar binne, die ding wat die klank maak, reën nie nat nie. Hierdie klok kan in die stof staan, die dingetjie binne is beskerm. Alles hierin is beskerm. Matteus 6 vers 26 sê die Here, gaan kyk maar na die voeltjies en al daai goeters en die lelies en hulle is nie eens so lewendig soos julle nie en ek versorg hulle, hoeveel te meer sal ek jou versorg? Daarmee sê ek, jy moenie planne maak vir die toekoms nie. Ek sê nie dit nie. Werk aan jou pensioen, werk aan jou toekoms, maar weet, leef elke dag met die wete God sal vir jou sorg. Hy versorg my. Wanneer mense na jou kyk en wanneer hulle luister na die klank wat jou klok voortbring, onthou nou, jy is hierdie klok want God is in jou. Jy is hierdie klok. Wanneer mense luister na die klank wat jou klok voortbring, hoor hulle net hoe sleg dit gaan of hoor hulle hoe God vir jou versorg? Hierdie een kollega van my het hierdie gesegd, as jy vir hom vra hoe gaan dit, dan sê hy, I'm surviving. I'm surviving. En dan raak hy vir my vies, want dan sê ek vir hom, oh, I am greatly blessed and highly favored. Want ek het 'n God wat my versorg. Ek het 'n God wat my so lief het, Johannes 3:16, dat hy sy seun gegee het vir my, sodat ek kan lewe. Ek het 'n God, Psalm 68 vers 6, wat sê, maak nie saak wat rondom my gebeur nie, hy is my beskermer, hy sal my veilig hou. Ek het 'n God wat gedefinieer word in 1 Johannes 4 vers 16, as liefde. Dit is my God. Dit is die bel wat ek oor my het. En wanneer mense na my kyk, moet hulle dit kan sien. Hulle moet kan sien, hier stap 'n klok van God die Vader. Hulle moet dit kan sien. Dan is daar die volgende gedeelte. Die Heilige Gees. Elke klok het 'n meganisme wat hom laat beweeg. Of dit nou 'n elektroniese meganisme is wat hom aktiveer, of dit 'n ding is wat jy moet skud, of dit 'n tou is wat jy moet trek, maar 'n klok kan nie lui as daar nie aksie is nie. As daar nie iets is wat beweging bring nie. En om beweging te bring, om aksie te gee, moet jy 'n bietjie krag gebruik. Hier is 'n klein klokkie, jy gebruik nie baie krag nie, maar jy moet krag gebruik. Die Heilige Gees is vir my die handvatsel van hierdie klok. Hy sê vir ons in Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang. Om wat te doen? Om stil te sit op julle stoele? Om net op die kachelrak te staan? Om net vir versiering daar te staan? Ek vang dit nou eers. Wat gesê het jy het lus vir 'n cheddartjie? Wie was dit? Ek vang dit nou eers. Ek sê nou eers hier staan gou daarop. Sy sê cheddartjie is beter en ek weet nie waarvan sy praat nie. Ek sê dit nou eers. Is dit net 'n versiering? Is jou klok net 'n versieringkie? Nee, julle sal krag ontvang om wat te doen? Om te gaan beweeg, om my getuies te wees. Julle sal krag ontvang om wat te doen, sodat waar julle loop en julle skaduwee op mense val, hulle sal gees. Dit is wat God se krag vir ons gegee het. Dis wat gebeur het met Paulus, met Petrus, met al die disippels. Nadat Jesus weg is dit die wonderwerke wat gebeur het. En dieselfde krag van daardie tyd is nog steeds die handvatsel van God se klok. Daardie krag is nog steeds daar. Daardie krag is nog steeds besig om vir jou leiding te gee. Kyk na Johannes 14 vers 25, wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer. Hy sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Jy sal die krag en die vermoë hê om Bybelverse te kan opsê wat jy al gelees het en wat jy nie gedink het jy ooit sal kan onthou nie. Hoor wat ek sê. Baie mense sê, ag, weet jy wat, ek kan nie Bybelverse opsê nie.
Jy hoef nie die Bybel van voor tot agter te resiteer vir ons nie. Wanneer jy dit die nodigste het, as jy in 'n verhouding is met God, as jy die volheid van God se klok in jou lewe het, wanneer jy dit die nodigste het, gaan daardie vers wat jy gelees het in jou gedagtes opkom, want dit is die Gees van God. Hy sal jou lei en hy sal jou leer. Weet dit. Dit is wat hierdie handvatsel vir my beteken. Hierdie handvatsel beteken, wanneer ek in nood is, gaan hy vir my die regte woorde gee. Want ek is in 'n verhouding, in 'n persoonlike verhouding met hierdie klok. Johannes 16 vers 13, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, dan sal hy julle lei in die hele waarheid. Johannes sê ook vir ons, jy sal die waarheid ken en die waarheid gaan jou vrymaak. So hoekom loop jy nou nog gebonde? Hoekom voel dit vir jou nog steeds jy's gebind aan sonde? Die waarheid het jou reeds vrygemaak. Jy's in 'n verhouding met hierdie volle klok. Jy het die beskerming van God die Vader. Jy het sy voorsiening, sy waarheid, sy Gees vir jou die krag gegee om te kan beweeg. Sy Gees maak jou vry. Sy Gees lei jou, leer jou in elke ding wat jy moet sê. Moenie in vrees leef nie. Jy het sy krag. Sy Gees, Galasiërs 5 vers 22 en 23, maak dat jy die vrug van God kan dra. Ek raak vies as mense vir my sê, "Och jong, die Here weet ek is nie 'n baie geduldige mens nie." Dan sê ek, "Waar kom jy vandaan swaar?" As jy nie geduldig is, beteken dit net vir my een ding. Jy het nog nie vol oorgegee aan die Gees van God nie. Want God maak jou geduldig. My ma en my pa, ek weet die Boet en Merlin, julle het dit ook seker beleef. My ma en my pa het altyd gesê in hulle huwelik. Hulle was 54 jaar getroud toe my pa afgesterf het. Hulle sê, hulle het soveel keer gesê vir die Here, dankie Here dat U ons nie krag gegee het, want dan het ons mekaar doodgeslaan. Maar het vir ons geestelike krag gegee om geduldig te wees. My ma het altyd gesê, sy het nooit aan egskeiding gedink nie. Aan moord baie. Galasiërs 5, 22 en 23 is wanneer jy daardie handvatsel in jou klok het. Hy help jou om die vrug van die Gees te leef. Maar jy moet die volle verhouding met God se Gees wees. Hy is vir jou 'n waarborg van lewe, Efesiërs 1 vers 13 en 14. Hy is die een wat vir jou die gawes gee op die tyd wat jy daai gawes nodig het. Daar's 'n verskil tussen die vrug en die gawes. Okay? Die vrug moet jy altyd leef. Maar jou gawes, wanneer die regte gawes nodig is, dan gee hy vir jou daai gawe. Of dit 'n gawe van wysheid is, of dit 'n gawe van geloof is, of dit 'n gawe van genesing is, van kragte, werking van kragte, maak nie saak nie. Hy sal op die regte tyd sal hy vir jou daai gawes gee. Dis wie hy is. Maar vir my die lekkerste, Romeine 8 vers 9. Hy is die God. Hy is die Gees wat my lewe beheer. As ek oorgegee is aan hom, beheer hy wat oor my lippe kom. Beheer hy wat in my hart opkom. Maar ek kan dit net doen as ek in hierdie volle verhouding is met die God, die Vader. En ek het die volle verhouding met hierdie handvatsel, die Gees van God. Dan kom ons by die klank. Johannes 1 vers 1, vers 14, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. En dan vers 14, die woord het mens geword, en onder ons kom woon. Hierdie klank, wat die klok maak, is Jesus vir my. So ek het God die Vader, wat hierdie omhulsel is. Ek het die handvatsel, wat God se krag en Gees is, wat my in beweging bring, en dan het ek die dingetjie hier binne wat die klank maak. Jesus Christus, die woord van God. Hy is vir my die openbaring. Johannes 14 vers 6. Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Beleef mense die openbaring van God. Beleef hulle die weg na die Vader toe, as hulle na jou woorde luister. Eerste helfte van die rugby gister. Ek het nie baie daarvan gekyk nie, maar dit het my geïrriteer.
Hoeveel van julle het dalk interessante woorde gesê? Moenie hande opsteek nie. Hoeveel het dalk 'n interessante woord gedink? Hierdie een vriend van my het hard probeer om nie te vloek nie. En elke keer as hy 'n vloekwoord wil sê, dan noem hy 'n kosstuk op. Jou skaapchop. Jou witbrood. Jou narkie. Maar ek weet wat in sy kop is. Hy beheer. Gees beheer my, God beskerm my, sodat ek die klanke kan voortbring wat God openbaar aan die mense. Johannes 14 vers 9 sê die Here, wie my sien, sien die Vader. Nou sê ek vir jou, as mense na jou kyk, wat sien hulle? Sien hulle net die klepeltjie? Sien hulle net die handvatsel? Sien hulle die hele klok? Sien hulle God? As hulle na jou kyk. By die werk, by die kerk, by die huis, by die kroeg, in die restaurant, langs die rugbyveld. Hy is my redder. Menige klok het al 'n mens gered. Kyk, as jy daai bal uitgeskop het en daai klok lui en jy weet daar's uit, dit is verby, dit is klaar, dit is gered. Johannes 3 vers 16, hy is ons redder. Romeine 8 vers 34, hy is ons intercessor. Hy staan en hy is ons middelaar, hy tree in by die Here. Romeine 6 vers 23, hy verseker my dat ek lewe kan hê, dat ek die ewige lewe hê. Hebreërs 9 vers 15 sê vir my, hy het ons ingebring uit 'n ou verbond uit in 'n nuwe verbond in. Dit is die klank wat ek en jy moet maak. Ons moet die klank maak van mense wat gered is. Ons moet die klank maak van mense wat weet, ons het 'n middelaar vir ons by God. Ons moet die klank maak van mense wat weet, ek hoef nie die dood te vrees nie. Ek het 'n ewige lewe, want ek staan onder 'n nuwe verbond. Ek hoef my nie aan die wet te bind nie. Ek kan dit net doen, nie deur net aan Jesus vas te hou nie. Want deur net aan Jesus vas te hou, gaan ek nêrens kom nie. Ek kan dit nie doen deur net aan God vas te hou nie. Want dan gaan ek nie die regte klank maak nie. Ek kan dit nie net doen deur net aan die Heilige Gees te probeer vashou nie, want ek moet hom kan begin beweeg. God moet vir my wys waar om te gaan. Ek moet in 'n volle verhouding met God staan. En die groot ding is, en ek sluit af. My tema is lui die klok. Maar die groot ding is eintlik, God wil jou klok lui. Hy wil jou klok lui. Wat gaan hy vind? Handvatsel? Klepel? Wel. As al drie daar is, dan is dit lekker, dat waar jy ook al beweeg, hy die klok vir jou lei. Jy kan nie sonder God deur hierdie lewe gaan nie, want jy gaan die verkeerde klank maak. Vandag vra ek jou, kom in 'n volle verhouding met God, die Almagtige, sodat jy die klank kan maak wat God wil voortbring in jou. Die lekker is, jy hoef nie hierdie klok te lei nie. Al wat jy moet doen, is jy moet in hierdie klok leef. En God sal hom lei waar jy beweeg. Verstaan jy wat ek probeer sê? God sal die klok lei. Jy moet net bereid wees om Vader, Seun en Heilige Gees in jou lewe te hê. Kom. Here God, ek plaas my binne in u klok. Ek wens daar's 'n manier wat ek hierdie klok kan aantrek, maar ek plaas my binne in die klok, aangetrek deur u. Here, help my dat waar ek ook al gaan, die klank wat my lewe op mense maak,
Die klank wat hulle by my kry, of dit nou visuele klank is of 'n klank wat hulle hoor, maak nie saak nie. Die klank wat mense by my kry, Here, help my dat dit die soetklank van God sal wees. Hierdie klok, Here, is in U hande. Lei my soos wat U wil. Amen. Amen. Prys die Here, ons het aan die einde van die diens gekom. Dis nie waarvoor ek hom prys nie, maar ons het aan die einde van die diens gekom. Baie dankie dat jy hier was. Volgende week is pastoor Pieter weer met ons. Ekskuus, ek het 'n foutjie gemaak op die afkondigings. Ek het gesê die gebedstyd is gesluit. Daar is nog gebedstyd nog Dinsdagoggend, so dis nie gesluit nie. Dit sluit eers volgende week want die skole sluit Vrydag. Daar's orkesoefening Donderdag aand, Woensdag aand is ons gebedstyd by die huis. En dan volgende Sondag is ons hier by mekaar. Dis nagmaal volgende Sondag, so as jy kan, bring asseblief 'n bordjie eetgoed saam, dat ons net lekker saam kan kuier volgende Sondag. En dan Dinsdag, die seniors, het hulle byeenkoms hierso en dit is 'n koek en tee. Jesulik, ek dink ek moet kom inloer Dinsdag. Ek is met verlof. Ek is nog hier. Miskien moet ek Dinsdag kom koek en tee. So Dinsdagoggend 10:00 het ons seniors hulle koek en tee. En ek wil herinner nou al, die 18de Oktober is dit die manne ontbyt saam met pastoor Mark Hodgetts hier so by ons kerk. Dit gaan iets groots wees, R150 per persoon. Ek kan vir pastoor Pieter kontak vir meer besonderhede. Dis dit. Kom ons gaan lei die klokke daar buite. Laat die Here jou klok lei. Ek gee oor vir die span vir 'n lied waarmee ons gaan afsluit en dan gaan hy uitbeweeg. Dankie, die Here seën. Amen. Kom ons staan saam.